kom ons praat 'n bietjie oor my uitsprake en veral dit wat ek geprofeteer het. Mense moet maar kyk of hulle kan onderskei tussen wanneer ek 'n mening gee en wanneer ek regtig 'n profesie gee. Ek sien die volk sukkel met ADHD. Sukkel om 'n video deur te kyk. Hoe dit ook al sy, hierdie is 'n paar belangrike beginsels oor wat ek al gesê het en wat nou in vervulling gaan. En ons het nou hierdie F35 episode gehad, wat ek baie duidelik geprofeteer het oor. Ek het al in 2024 gesien, ek het hier in 2025 dit ingelig, en wat is dit, 6 maande later, en 7 maande, 8 maande later, en hierdie profesie het in vervulling gegaan. En hierdie is 'n baie, baie groot merker, persoonlik vir my. En ek is verheug dat dit gebeur het. Ek kan sing en dans. Maar, ek het altyd vir julle gesê, ek kan baie stories praat, ek kan baie video's maak, Vader moet in vervulling gaan, so ek kan baie uitsprake maak, en Vader moet dit in vervulling laat gaan, so as hy vir my iets gesê het, en ek sê dit vir julle, ek het nie beheer oor die spoed van 'n vervulling nie. Ek wil julle sê, Vader is so akkuraat, dat dinge wat ek gesien het in 2010, is nou besig om in vervulling te gaan. Siener is 'n visioene wat hy gesien het meer as 100 jaar gelede, is nou besig om in vervulling te gaan. So ons is werklik op die einde van die tye, wat begin het met Noag se vloed. Ons is nie by 'n wederkoms of 'n wegraping nie, ons is nie by Armageddon nie, ons is by die einde van die tye, wat begin het met Noag se vloed, en ons is baie naby aan die volgende verwoesting van die aarde. Hierdie keer sal dit wees met vuur, en natuurlik sal daar mense oorbly, min mense sal oorbly. Hoe dit ook al sy, die tyd het gekom, dat ek net praat weer oor 'n paar belangrike profesieë, dat ons net recap, en kyk of ek miskien vir julle meer duidelikheid kan gee, want die tyd is baie naby dat ek nou nie meer sal kan praat nie. So, die inligting wat ek nou gee, iewers moet jy dit bære. Die ouens wat op my WhatsApp groepe is, hulle weet hoe om te bære, en die inligting te gaan opsoek op Telegram, ons hoop dit sal daar behoue bly. Nou, baie lang terug in die tyd van Samuel, kry mens die versie waar hy sê, die woord van God het skaars geraak. Nou, so sal dit ook wees in Suid-Afrika, die woord van God gaan skaars raak, in hierdie moeilike tye wat kom. Die wat weet, weet, en die wat nie weet nie, die weet nie. Nou ja, hierdie profesie oor die vliegtuie wat die Iranese gaan afskiet, dit het nou baie mooi in vervulling gegaan, en ek glo daar behoort dalk nog vliegtuie te wees, wat hulle gaan afskiet. Ek dink die Amerikaners gaan nou baie versigtig wees, voordat hulle nou jets begin stuur daar oor Iran. Maar, daar is nou ander profesieë wat in hierdie tyd ook in vervulling moet gaan. En die een belangrike een is dat ons moet oorgaan iewers tot 'n Spaanse burgeroorlog. En hierdie Spaanse burgeroorlog gaan gepaard met 'n terreuraanslag op die Spaanse koning, waaroor ek baie breedvoerig geprofeteer het. Die ander een wat ek ook baie oor gepraat het, is die terreuraanslag op die Britse koningshuis. En elke keer as ek hierdie profesie vir julle gee, dan is my kop op die blok. Want in hierdie tyd kan jy nie hierdie goed sê nie. Selfs al profeteer jy onder Jesus se naam, al profeteer jy vir Vader, die aanslag sal teen jou kom. Hulle kan nie toelaat dat jy iemand word wat die volk na opkyk nie, want nou begin die volk luister wat jy sê, so dit kan hulle nie toelaat nie. Dit is maklik om my af te maak as 'n leienaar en 'n bedrieger en 'n valse profetes, maar wanneer hierdie goed wel in vervulling gaan, wel, dan sit die volk regop, so dan moet jy daai persoon verwyder, want daardie persoon sal dan nou almal beïnvloed. Onthou, ek het altyd gesê, ek is 'n nobody, maar Vader moet my 'n somebody maak, en dit is nie in my beheer nie, my lewe is nie my eie nie, ek het dit neergelê en hy het dit oorgeneem, wat beteken, ek is in 'n drukgang en op pad na 'n diphok toe, daai dipbuddens wat die koeie in is, dan spring daai bees so in, en in die meeste geval is dit met baie van ons so, maar dit help natuurlik as daar nie 'n aanslag, 'n persoonlike aanslag teen jou is, omrede jy die waarheid verkondig het nie.
Maar Jesus sê dan ook in hierdie tyd vir ons, hy sê dat hulle sal julle voor die regbanke sleep, en dit sal gebeur. So ons moenie verbaas wees nie. Nou, ek het altyd gedink, die krisis met die Britse koning is eerste, en dan die krisis met die Spaanse koningshuis. Maar Vader het my nou daarop gewys, dis andersom. Is eers die krisis met die Spaanse burgeroorlog in die Spaanse koningshuis, en dan 'n bietjie later kry ons hierdie krisis in Brittanje met die Britse koningshuis. So onthou nou, dis omgedraai. En ons sien hierdie krisis met Netanyahu tans in Israel, waar hulle nie weet waar hy is nie, en hierdie klomp AI video's, hierdie fake video's bly na vore kom, om te verduidelik dat hierdie man is eintlik nog aan die lewe, en hulle het nog 'n eerste minister, en hy het die hand op die stuur. Oor Netanyahu het ek ook gesê, ek sien hy vlug na Suid-Afrika toe, en ek onthou ek is baie ongelukkig daaroor. Ek het gesien wanneer ek afspring in die put, wanneer dit baie sleg gaan met my, wanneer die aanslag teen my 'n hoogtepunt bereik, sien ek dat Bibi Netanyahu saam met my in die put is. So ons gaan so saam in die swaar tye in. Nou, ek het nie altyd verstaan hoe gaan dit uitspeel nie, maar ons sien daar is regtig 'n drama oor Netanyahu, leef hy of leef hy nie, is hy beseer, wat is die probleem, hoekom sien ons hom nie? In so 'n mate dat daar nou 'n aantal video's uitgekom het oor hom, en hierdie video's is maar AI video's. Daar is geen ware inligting oor hom beskikbaar nie. Stephen Ben-Nun het gesê dat hy ernstig beseer is in 'n missielaanval, en blykbaar is sy broer dan ook dood in die missielaanval, dit was blykbaar op sy woning, en hy is in 'n koma, Netanyahu is in 'n koma, en ek dink dit is heel moontlik die waarheid. Ek dink Stephen Ben-Nun sy inligting is baie goed, hy het erken, hy het gewerk vir die CIA en vir die Mossad. So, hy het dit onlangs, die laaste 2 dae het hy dit uitgesit op 'n video op YouTube, jy kan dit gaan luister. Wat beteken die Jodestaat is maar eintlik sonder 'n regering. En dan die laaste profesie wat ek oor wil praat, wat belangrik is vir hierdie tyd, is die arrestasie van belangrike boerewagters, mense wat waarsku vir die boerevolk. In hierdie tyd sal ons dan die arrestasie sien van 2 belangrike persone, waar Vader hulle die belangrikheid gegee het, deur hulle dan te verhef tot hierdie status, dat hulle 'n aanslag beleef vanaf die regering en heel moontlik vanaf 'n buitelandse intelligensie maatskappye. Ons sal dit sien, en ons sal dit baie binnekort sien. Hoekom? Want die merker het nou geval, die F-35 is afgeskiet, al daai dinge is in plek, so die volgende stap sal dan nou wees, die Spaanse burgeroorlog, die arrestasie van boereleiers, ons sien reeds die krisis om Netanyahu, binnekort is daar 'n verkiesing in die Jodestaat, en heel moontlik, daar sal 'n ander man daar oorneem, dalk Naftali Bennett of een van die ander, en dan sal ons sien hoe die beplanning in plek kom vir die oorlog met Turkye. En dis al wat ek vir julle vandag wou sê. Ek wil vir jou sê, al die lospunte is besig om by mekaar te kom, en almal wat geluister het na wat ek gesê het, en almal wat dit so 'n bietjie in hulle agterkop gestoor het, jy hoef nie te glo nie, jy moet dit net onthou het. Ons sal sien hoe hierdie goed in die volgende aantal weke in vervulling gaan, en dan sal Vader die mense wat altyd gewaarsku het, en die volk probeer rig het, hy gaan hulle wegneem, en vir die volk sê, julle het die inligting gekry, jy moet nou weet wat moet jy doen. As jy nou nie weet nie, is dit omdat jy nie geluister het nie, jy het nie aggeslaan op die waarskuwings nie. Die woord van God gaan skaars raak in hierdie tydperk wat ons nou sien. Eers later sal die mense weer na vore kom om te begin praat en weer te waarsku en weer te rigting te gee aan hierdie volk.